Wanneer ons nadink oor Jesus se lewe op aarde, en veral die lydenspad wat hy gestap het, dan kom die naam van Pontius Pilatus onvermydelik in mense gedagtes op. Ek wil hierdie week iets meer sê oor die man, wie se naam selfs in Christene se geloofsbelydenis voorkom. Ons bely mos in die 12 artikels, dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus. Die doodstraf moes destyds deur die goewerneur as die Romeinse gesagvoerder van die betrokke gebied goedgekeur word. En die gebied waarin Jerusalem geleë was, naamlik Judea, het onder beheer van goewerneur Pontius Pilatus geval. En daarom moes die Joodse leiers by hom toestemming kry om Jesus te laat doodmaak. Pilatus het egter nie 'n baie goeie verhouding met die Jode gehad nie. Hy het gereeld dinge gedoen wat die Joodse geestelike leiers hewig ontstel het. En die chaos en die oproer wat daaruit voortgespruit het hom waarskynlik moedeloos gemaak. Jesus se verhoor was net nog een van Pilatus se talle probleme met die Jode en verklaar inderdaad sy optrede teenoor Jesus. Pilatus het nooit daaraan getwyfel dat Jesus onskuldig was nie. Trouwens, hy het nie minder nie as 3 keer gesê dat Jesus aan niks skuldig was nie. En alhoewel hy nie kon verstaan waarom die mense Jesus wou doodmaak nie, het hy tog uiteindelik aan hulle eise toegegee. Waarskynlik omdat hy bang was dat hulle druk op hom sou uitoefen. Hulle sou immers nie skroom om vir die Romeinse owerheid te vertel dat hy geweier het om 'n rebel tereg te stel nie. Is dit nie so dat ons ook dalk dikwels Pilatus se optrede in ons eie doen en late kan herken nie? Tot volgende keer.